Goeienaand en baie welkom by Boekevatheid 8. Vanaand lees ons uit Lukas 19 vers 30. Gaan na die dorpie toe, daar reg voor julle. Net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie kry wat vasgemaak staan. Geen mens het nog ooit op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. Nou 4 dae gelede het ons Kersdag gevier, die geboorte van die koning van alle konings. Maar 'n bietjie later in die evangelie van Lukas lees ons iets vreemds. Wanneer die koning van alle konings gereed maak om die Sondag voor sy kruisiging Jerusalem binne te gaan, vra hy sy disippels om 'n donkie vul, waarop nog niemand gery het nie, vir hom te gaan haal. En dis vreemd. Hy vra vir 'n donkie vul en nie vir 'n oorlogsperd nie. Dis baie vreemd. Hy is dan die een wat die Jode van die Romeinse juk moet kom bevry. 'n goed geoefende, kragtige, gespierde oorlogsperd sal mos baie beter by hierdie koning pas. Maar dan help Sagaria se profesie ons. Sagaria 9 vers 9 kom sê, Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar, hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie. Jy sien, Jesus is nie 'n aardse koning nie. Hy is die Messias, die vredevors. Jesus se oorwinning het nie geleë in die oorwinning van die Romeinse ryk nie, maar in die oorwinning oor die ryk van die duisternis. Jesus se bevryding was nie die bevryding van die juk van Rome nie, maar die bevryding van die sonde en die herstel van ons verhouding met die Vader. Christen is volgelinge van koning Jesus. Ons moet die stempel van sy lewe dra. Selfsug en selfgeregtigheid moet plek maak vir nederigheid, vir sagmoedigheid, vir inskikkelikheid. Mense wat nie vra wat is daarin vir my nie wat ek kan wen nie, maar eerder vra wat kan ek vir ander doen? Hoe kan ek soos Jesus dien? Vredemakers, omdat Jesus vir ons vrede gebring het. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U die koning van alle konings is, maar dat U ook kom modelleer het hoe U wil hê die burgers van die koninkryk moet leef. Help ons, Here, om ons krone vir voorskote te verruil. Amen. Mooi aand vir jou.